Goeiemôre. Jy luister na die 83ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons praat vanoggend oor die tema oomblikke van vreugde. Maar voordat ek daarby kom, wil ek net vinnig terugverwys na 'n vroeëre oordenking. 3 oggende gelede het ek aangehaal uit Spreuke 27 vers 10, wat die kosbare waarde beskryf van 'n buurman wat naby is. Gisteraand was ek by die hospitaal waar 'n familie moes afskeid neem van 'n geliefde. Hartseer tonele speel af terwyl ek die familie groet. Maar toe ek aangestap kom, merk ek 'n jong man op wat eenkant sit, selfs voordat ek die familie sien. Ek sien hy's diep in gedagte, sy oë so op die vloer en daar skyn 'n hartseer deur op sy gesig. Ek stap voort en die familie kom om die hoek gestap, ons groet mekaar en daar's uit die aard van die saak 'n klomp hartseer. Die tannie kyk so verby almal in die sirkeltjie en sy roep die jongman nader en sy stel my voor. Sy sê, dit is so en so, hy is my buurman en hy het my so wonderlik bygestaan. Nie alleen in die laaste paar ure van ambulanse, paramediese en ongevalle nie, en ook nie hy alleen nie. Hy en ander bure rondom hulle het in die laaste dae, alle tye van die dag, selfs in die oggende 2 uur, die tannie kom bystaan, om haar te ondersteun om die oom te help. Ek staan daar en kyk na hierdie jongman en ek dink, wat 'n merkwaardige mens. Wat 'n merkwaardigheid dat iemand wat nog so jonk is, eintlik so 'n hart het vir 'n buurvrou en 'n buurman in hulle nood. In daardie hartseer oomblikke van afskeid, het 'n mens net die diepe ervaring dat daar tog iets reg is met die wêreld. Dat dit heel dikwels verloop soos God dit bedoel het. Hy en die ander bure rondom hulle het 'n merkwaardige verskil gemaak in hulle lewens en veral in hulle oomblikke van nood. Ja, ons lewens eb en vloei, die seisoene wissel en die jare stap met ons aan. Maar ons weet ons lewens maak saak. En geseënd is elkeen met vriende en bure soos daardie. Wat die Harvard-studie se wetenskaplike bevindinge nou teoreties bewys, ek sê dit in aanhalingstekens, bewys, het die Bybel reeds eeue gelede vermeld. En ons weet dit lankal uit eie ervaring. Dit bring my by vanoggend se oordenking. Daar is 'n prentjie wat besig is om te ontvou, wat ek nie vroeër heeltemal verstaan het nie. Stel jouself vanoggend voor deur 'n punt op 'n papier. Dink nou aan 'n A4 papier voor jou en jy druk 'n punt so in die middel van die papier. Ja, ek weet, ons is nie die middelpunt van ons bestaan nie, maar net vir die oefening daarvan. Druk 'n puntjie op die papier. En dan druk jy punte reg rondom jou, baie naby aan waar jy is, en dit stel die mense voor wat jou hartsmense is. Jy weet, jou man, jou vrou, jou kinders, ouers, afhangende van die lewensfase en lewensomstandighede waarin jy is. Maar dan druk jy kolletjies op papier, jy weet, so nader en verder weg en al verder weg in 'n sirkel rondom jou en tot aan die kante van die papier. Ja, ek het geweet dat die mense die heel naaste aan 'n mens 'n reuse invloed het op jou geestelike en liggaamlike welstand. Maar daardie verdere kolletjies van ver af vriende, kennisse, familie, kollegas, oud-kollegas en uiteindelik oomblikke waarin jy 'n vreemdeling raakloop, het ook 'n werklike effek op ons geestelike en liggaamlike welstand. Die Harvard-studie skyn 'n lig op hierdie werklikheid, in die sin dat hulle bevind het dat ons geluk en welstand as ware verweef is binne 'n baie breër netwerk van nie alleen die diep belangrike verhoudings nie, maar selfs verbygaande alledaagse interaksie met ander mense, selfs vreemdelinge. 'n geselsie met die barista waar jy gaan koffie koop, die petroljoggie,
die sekuriteitswag, die verkoopspersoon by die winkel, 'n buurman of buurvrou aan die ander kant van die straat. Al is dit net dan en wan. Hierdie klein oomblikke van geselsies aanknoop, vorm 'n netwerk van verbondenheid wat subtiel, dog wesenlik 'n dinamiese invloed het op ons geestesgesondheid. Ek wil vanmôre 2 voorbeelde noem. Ek onthou een oggend, toe stop ek vinnig by 'n fulstasie se winkeltjie daar waar Atterbury by die snelweg aansluit. Die artikel wat ek gekoop het, is ek besig om die papiertjie af te trek en ek stap so, op 'n drafstap na die asblik toe en die asblik staan direk langs die pompjoggies daar by daai venster waar hulle die betalings en die transaksies voltooi. En die pompjoggie wat eintlik met sy rug na my toe staan, moes uit die hoek van sy oog my gesien nader stap het. En sonder om te kyk of oogkontak te maak, steek hy sy regterhand uit en hy tel die asblikdeksel op. Ek gooi die papiertjie in en hy sit die asblikdeksel weer terug. Ek weet nie hoekom nie, maar daardie oomblik het net vir my soveel betekenis gegee. Hy hoef dit nie gedoen het nie. Ek is maar net 'n vreemdeling wat daar verbystap. Maar uit die goedheid van sy hart tel hy die asblikdeksel op en toon 'n goeie gebaar aan 'n vreemdeling. Natasha stop een aand om gou melk te koop by die fulstasie se Woolies winkeltjie daar in Bram Pretorius. Sy staan in die ry en voor haar is 'n tannie wat haar goedjies neersit om te betaal. En die vroutjie agter die toonbank sê vir haar: "Sjoe, ouma, maar jy lyk darm mooi vandag." Tannie straal, betaal haar goedjies en stap daar die nag in. Natasha sit die melk neer en die vrou sê met 'n gebroke Afrikaans ook vir haar: "Mevrou, as jy net gaan kyk op die rak langs aan, sal jy sien dat daardie melk op 'n special is. Is heelwat goedkoper as hierdie." En ook daar, sy kon nie weet dat Natasha teruggekom het na 'n lang dag en 'n moeilike dag en was eintlik so aan haar eie gedagtes besig en skielik besef sy dat hierdie vrou wat nagskool werk by 'n winkeltjie eintlik in 'n groot mate ondankbare werk doen, met so 'n huppel in haar stap en so vriendelike gemoed, net so diep indruk op ander mense laat, wat ander mense raak sien vir wie hulle is. Beide hierdie voorbeelde is eintlik klein voorbeeldjies. Dit is eintlik, sou 'n mens sê in die groter raamwerk van die lewe is dit onbenullig. En tog is dit nie vir die ontvanger daarvan nie. En sekerlik ook nie vir die gewer daarvan nie. Want wanneer jy self vriendelik, respekvol en hoflik teenoor ander mense optree, verander dit nie net daardie persoon se ervaring nie, maar ook jou eie ingesteldheid, jou bewussyn van ander mense, jou sin van die lewe en wat die meeste saak maak, en dat jy met 'n ander mens te doen het. Die Harvard-studie het bevind dat ons eie en ander mense se vriendelikheid in die konteks van hierdie ontelbare kolletjies in ons bestaan, ons gemoed, energievlakke en ingesteldheid wesenlik beïnvloed. Ligter vriendskappe, ek wil byna sê selfs oppervlakkige vriendskappe van kennisse, kollegas, ja ook vlugtende interaksies met vreemdelinge, neem nie veel tyd van ons in beslag nie. Maar dit het 'n baie groter invloed op ons welstand as daardie vlugtende oomblikke ooit kan reflekteer. Met elke mens wat op hierdie ou aarde leef. Ek wil nou sommer iets meer deel as net mense. As ek so gaan draf, dan draf ek nou partykeer op 'n plek waar 'n mooi voeltjie so op 'n tak gaan sit. En so nou en dan gaan stop ek net en ek sê net goeiemôre of goeiemiddag. En vir 'n oomblik praat ek my, ek weet, mense sal dink ek's van my kop af, maar nee, vir 'n oomblik erken ek net die teenwoordigheid van hierdie mooi voeltjie wat hier op hierdie tak sit, en ek sê dankie vir sy mooi klere en sy teenwoordigheid daar, en ek vat weer my draffie verder aan. Julle weet wat ek bedoel.
om by die huis te kom en met jou hond te praat. En jy weet, van jou taal verstaan die hond absoluut niks. Maar jou stemtoon, jou oë, jou teenwoordigheid maak saak. Het gee huppel in jou stap, jou hart klop vinniger. Daar's dankbaarheid, oorvloedige dankbaarheid. Wees dus 'n plesierman. Vir dieselfde moeite kan jy net sowel 'n vreugde wees vir ander. 'n Kind van die Here straal mos die lig van ons hemelse Vader uit, wat in ons harte leef. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie vir elke geliefde, elke vriend en elke vreemdeling wat op ons pad kom, en ons laat besef, dat iets in die lewe regloop, iets in hierdie wêreld goed verloop soos U dit bedoel het. Help ons om in die groter netwerk van al die mense met wie ons in dieper en selfs vlugtende verhoudings staan, dat ons U lig sal uitstraal. Dankie vir U liefde en U goeie trou, in die grootste vreugdes van ons lewens, maar ook in die oomblikke waar U ons omring deur mense wat omgee in ons tyd van nood. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.